In hierdie week se klets, ek en Colleen het vir basies 3 ure 'n nuwe job probeer en ons gaan bly by ons bestaande job. Ons maak skoonskip as Suid-Afrika by die Statebond spele. Watter provinsie steel die meeste? En die regering het skaars hulle handjies op die goudtrein en daar is klaar probleme. Dis hierdie week in klets. Kyk hoe ek moet altyd sê daai het vir my weer hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net almal net. Dit is Augustus. Dit is Augustus, Matthys. 8ste maand van 2026. Die koue het gekom en gegaan en so ook ons krag. So dit is hoekom ons nie verlede week op die lug was nie, maar hierdie week bless ons jou. So Colleen, jy het ook 'n paar ontberings gehad. Het jy water? Kan ek vir jou sê wat se week is ek deur 8 soliede dae sonder geen water. Ja, dis kakleen. Ja, die enigste persoon wat definitief positief vanaf weggekom het is my water supplier, my drinking water supplier Jason, Everwater, shout out, julle ouens is amazing. Het jy die paaiement betaal vir sy Ford Ranger hierdie maand? Jason ry nie Ford Ranger, okay. Ja, Jason is solid bro. Sorry, wat ry hy? Hy ry 'n delivery van vir sy water, that's because he's a that's, business person. That's how it should be. He's growing his business. Ja, so ek is nou baie goed daarmee om myself baie goed te reinig uit 'n bucket uit. Kyk, toe kom ons water aan laas donderdag aand. Matthys, maar ek druk daar, was goed deur 'n wasmasjien. Want ek trust hierdie ouens fokol, ek het geweet hulle gaan by die water afsit. En nou so in hierdie 8 dae periode, elke nou en dan kom die water aan, maar die drukking is bietjie kak. Dan juig almal op die WhatsApp groep, is weer aan. Ons counselor laat ons weet, nee, is nou weer aan, hy's baie oulik. Shout out to him as well. David, Don Loniel, you do good work for the DA and for the community, my man. Keep it up. Ten spyte van die feit dat almal jou op Twitter uitkak. Shame. Alles loop goed en Johanna was Vrydag by my, so dit sal ek 'n mooi skoonmaak want die water is aan. Matthys, daar is niks meer depressing as jy na 'n week, 'n rowwe week by die werk en 'n kakrowwe Vrydag huis toe ry en jy sien net uit om bietjie te gaan shower en chill. En dan begin hy 'n community WhatsApp groep. Daar eerste ping en ek sien, oh fuck, is die community WhatsApp groep. The water's off again. Ja, so ek het nou 'n paar verantwoordelikhede in Pretoria gehad die naweek. Hierdie is een van hulle. En ek het daar 'n gastehuis ingeboek, maar eintlik van Saterdag aand af toe bel ek daai girl by die gastehuis. Ja, nee, ek was ingeboek van Saterdag. Ja. Toe slat ek die lyn daar 4:45 Vrydagmiddag na Martha toe. En ek sê is my kamer oop vanaand, ek is op pad. So ja, ek het toe nou so, wat noem hulle dit, 'n staycation. My naweek, hierdie naweek was 'n staycation in 'n lieflike gastehuis in Pretoria. Maar dit was my baie lekker om jou vir 'n slag bietjie in Pretoria te hê. Ek het jou actually omtrent elke dag gesien. So dit was heel lekker vir my gewees. Het jy die nuwe campaign gesien verlede week, was dit verlede naweek wat die laaste registrasie was. En was deel van die Helen Zille storie. Waar ek dink dit was iewers in Soweto gewees waar sy gestaan het. Hulle stasie was so reg oor kan die straat gewees van 'n ANC registrasiestasie of daai gazebo's wat hulle so opstaan en toe sien hy so ou medalla toe hy sien Tannie Helen se span neem video's wat vir almal so middelvinger wys en obviously vir haar en vir die DA en toe draai hulle dit heeltemal om in 'n ander campaign om die ou medalla te post op alles wat verkeerd is wat die ANC gedoen het in Johannesburg die afgelope week. Ek weet nie of jy dit gesien het nie. Ek love it. En op elke ding of dit 'n sinkgat is, dan kom die medalla so uit met sy vinger. That's brilliant. En dan staan daar ANC approved. En as daar lig wat nie werk nie, dan kom medalla uit ANC approved. Ek love it. It's a brilliant campaign. Wie ever Helen Zille se marketing doen, julle is on fire. Ek het nou eendag na 'n podcast geluister van 'n politieke analis gepraat het of 'n kommentator, nie analis nie, kommentator. Wat wil ek nou sê dat dit lyk op die stadium asof die DA baie goeie kans het om baie goed te doen in Johannesburg. Nie dit outright te wen nie, hulle gaan in 'n koalisieregering moet ingaan. So dit gaan hang nou af wat is die koalisiepartners waarmee hulle gaan sit, wat 10 keer in die ANC gaan wees. So dit kan moeilik wees, maar ek meen dit is al reeds beter as wat ons nou het dan in
in Joburg. Iets moet net daar begin verbeter, Matthys, en dit kan nie aanhou agteruit gaan nie, want dan gaan nou fokol van daai plek oorbly. Ja, maar daar is omtrent reeds fokol, Colleen. Die ander opinie wat hulle het, is dat daar 'n baie goeie kans is dat die DA en Vryheidsfront Plus saam Tshwane as die beheerende partye sal bestuur. So, kom ons kyk. Dan ja, maar ek moet jou sê, my naweekie in Pretoria ook, you guys also need all the help you can get, dinge gaan ook nie great hier. Ek dink, actually, partykeer dink ek, ons is in sekere aspekte meer in ons moeder as wat Joburg is. Wat vir my baie interessant is in Pretoria, wat ek opgelet het, en ek was nou baie in die naweekie in die Nuwe Ooste gewees, so ver uit soos die nuwe areas uitbreidings daar in Ferry Glen, Olympus, Duurdemoer en Soontoe, wat ek dink in die ou dae net plase en plotte was, en nou steeds is, tot nou daar, waar jy nou operate tussen die diplomate en die ambassadeurs, en tussen die diplomate en die ambassadeurs, hoe nader jy kom aan die Unie-geboue, hoe kakker gaan dit? Hoe kakker lyk dit? Hoe meer potholes is daar? Hoe meer verkeersligte is daar, dit nie werk nie. En dan dink ek met myself, maar hierdie is waar julle ouens wat hierdie goed moet fix, heeldag rondry en operate. Het julle oogklappe aan as julle in julle blue light brigades ry? Is daai venster so getint dat julle nie eens kan uitsien en kyk en wat se haglike omstandighede hier is nie. En dan ry jy uit na die areas van die Nuwe Ooste uit, veral daar in Olympus. Ja, ek weet nie wanneer laas was jy daar uit gewees nie. Baie lank laas. En dit is, jy kan onmiddellik sien, is baie gemeenskapsgeoriënteerd. En die gemeenskap daar kyk na die area. En ek was altyd baie krities oor daai deel van Pretoria, van, wil nie daar bly nie, die vibe is nie vir my lekker nie, is nie lekker energy nie. Matthys, maar dis 'n beautiful omgewing nou. En dis goed na gekyk. Dis regtig goed na gekyk. Maar dis daai ding, Colleen. Jy is 'n Suid-Afrikaanse burger, betaal belasting op belasting, dan betaal jy weer iets wat die belastinggeld wat jy voor betaal moet verskaf, betaal jy weer op gelde na belasting. Nog, en ja. En dan moet jy in afval jou eie private goeder soos. Interessante ding wat ek lees die week, Dawie Rood het gepraat by een of ander konferensie as Dawie does. Ek wou vlieg homself na konferensies toe, want hy is nou pilot ook. Dawie. Hy gaan nog afgaan in die Afrikaanse geskiedenis as een of ander legend, I'm telling you. Hy is in dieselfde kaliber vir my as Johan Stemmet en daai ouens, Rian Kruiborg en ja. Sien jy vir Dawie He's gonna be Dawie. Onthou julle vir Dawie Rood. Ja, eer. Anyway, Dawie Rood praat nou dag, hy sê vir elke rand wat ons belasting betaal, die algemene Suid-Afrikaanse belastingbetaler, kry die waarde wat ons uit daai rand uit kry is maksimum 3 sent. Waarde. So met waarde bedoel hy dienste, enige suites, vir elke rand wat jy betaal, kry jy maar maksimum, as jy gelukkig is, 3 sent in waarde terug. Toe sê hy ook wat vir my so shocking was, staatswerkers maak 3% op van die totale werkskorps in Suid-Afrika, nee? Ja. Maar hulle verdien 17% van al die salarisse wat betaal word in Suid-Afrika. En daar sit ons groot probleem. Daai ouens en girls sit net daar en you never give me en ja. Ons het meer miljonairs as dit kom by salaristrekkers in die staat as wat ons het in besigheid. Ja, in die private sektor. Of in die private sektor of in meer as 'n miljoen rand verdien. Ja. So die ander storie wat ek gesien het is, lyk my die DA het 'n baie goeie manifest launch gehad die afgelope naweek in Johannesburg, wat hulle verkiesingsmanifest. Ek het gesien hulle het uitgekom in boxing gloves en soos iemand wat nou in die boks kry. Ek is gek vir 'n stukkie Tannie Helen Zille. En haar campaign is moergoed. I will give it to her, die mense wat haar campaign hardloop en haar social media bestuur. They really on point. Die strategie daar is briljant. Maar Here Tannie Helen, jy moenie dans nie. Jy moet regtig dans nie. Matthys, sy moet net aanhou. Weet jy wat love ek van Helen? Sy vat haar werk en haar verantwoordelikhede vat sy super ernstig op. Maar sy vat haarself glad nie ernstig op nie. And she cares. Dit is vir my 'n teken van iemand wat 'n persoon, 'n individu wat baie ver evolved is if you have the ability not to take yourself so seriously, dan
het jy die vlakke van zen al baie hoog geklim. Maar kyk, dans is nie een van haar talente nie. Maar sy moet maar aanhou daarmee. Sy het haar eie vibe. Ja, so, ons hoop jy het geregistreer. Ek dink dis die belangrikste. Dat jy geregistreer het en dat jy gaan stem en dat jy reg gaan stem. En reg gaan stem beteken vir my op die stadium enigiets behalwe die ANC, EFF en MK. Dis omtrent waar ek nou is. Ek gaan nie vir jou sê jy moet vir een party stem nie, maar ek sê nie vir jou as jy in Johannesburg gestem vir die DA asseblief. As jy in Pretoria is, we need help, we really need help. Stem maar ook vir die DA, alhoewel ek nie altyd van hou nie, maar rather the devil you know than the devil you don't know. Ek sien dat die PA is natuurlik besig om groot inroads te maak op die DA stem. Veral in die Weskaap. Hulle is besig om die DA stem daar te melk. So ons sal maar kyk wat speel af vir Jordan in die Kaap. Jordan. Although hulle sê dat die PA se campaigning is baie meer op die armer kleurlingstem gemik as wat dit is op die DA se, kom ons noem dit in aanhalingstekens, ryke. Ja, die affluent areas. So, maar kom ons sien wat vir ons voorlê daar. Ook een van die ander groot goeders in Augustus, elke jaar vier ons Vrouedag en Vroue Maand. So, gelukkige belated Vrouedag, Colleen. Baie dankie, Matthys. Wel gedaan aan al die vroue wat 'n goeie werk daar buite doen. Maar ook ek wil goed aan manne. Ons werk saam. Ek dink dit is eintlik die essence wat uit Vrouedag uit moet kom. Daar is rede vir vroue celebrate. As ons dit kan regkry om equally na mekaar te kyk, vir al die goeders wat almal voor fight en vrouens fight vir hoeveel jare daaroor, vir equality. So, maybe moet ons maar net begin om mekaar equal te hanteer. Die ding is, mense kyk na 'n land soos Suid-Afrika en jy sien nou al die hype wat gebeur het rondom Vrouedag en 110 celebrations wat gebeur het en 110 mense, ek meen even daai is die girl van Afghanistan Malala, ja. Wat ook tot die Suid-Afrikaanse regering geappeal het om op te staan vir vroueregte byvoorbeeld in Afghanistan, gegrond op die groot struggle wat Suid-Afrikaanse vrouens gehad het. En dis all good and well dat ons as Suid-Afrikaanse vrouens so celebrate en gaan, ons het hierdie lang pad geloop en baie dinge is baie beter, veral vir sekere rassegroepe vrouens in ons land. Maar is dit ook tog, as ons kyk na die statistieke rondom gender violence, is dit tog beter vir vrouens tans in Suid-Afrika? Ek weet nie altyd nie. Wel, as jy gekyk het na dit wat in die media aangaan en die narratief wat van begin Augustus af gedryf is dit maar eintlik dat die hele vroue maand is heeltemal oorskadu deur gender-based violence en GBV. Dit was die groot narratief wat die hele tyd gedryf is. En dit laat die mense baie keer wonder dat ons vier al die dae en ons maak hierdie groot hoeha oor Vrouedag en ons met vroue vier. Matthys, is alles akademies, dis nie prakties nie. Alles is akademies rondom vroueregte in hierdie land. Alles is 'n event, alles is 'n speech. Maar gaan na 'n polisiekantoor toe in hierdie land en gaan kyk wat gaan regtig daaraan. Gaan kyk in ons howe, hoeveel sake word uitgestel vir jare. Verkrachtingssake. Domestic violence sake. Hoeveel van daai goed word net aanhou uitgestel, daai vrouens word nie gehelp nie. Ek het 'n rukkie terug vir julle vertel van my huiswerk. Ja, van Johanna. Wat ook die polisie help haar nie, wat die polisie al forceer het om terug te trek saam met haar abuser. En haar abuser sy interdik het. Sy het 'n interdik teen hom. So in hierdie land, Vrouedag is alles great julle en dis nice, jy gaan Woolies toe en jy kry 'n rosie of jy gaan eet uit en jy kry ekstra nagereggie want jy het 'n vagina. Dis alles good and well, maar dis alles akademies. Dis nie prakties nie. Wel, maar so gepraat van Vrouedag, Colleen, op die einste Vrouedag het ek en jy toe nou besluit dat ons 'n nuwe loopbaan gaan uittoets en ons het gewaiter. Ja, dan kom my PTSD weer terug. Ek is nog steeds moeg en gedaan en het opnuut nuwe respek vir mense wat waiters is. So net konteks wat gebeur het, dis ons nie regtig besig om 'n nuwe beroep te soek nie, maar een van die restaurante wat ek en jy gereeld frequent, ek dalk 'n klein bietjie meer as jy, want dis net af van die straat by my, is Napa Mediterranean Kitchen, daar in Brooklyn, New Muckleneuk area.
En ek en jy die Vrydag aand, Saterdag aand het ons daar gekuier en ek meen met die ook het ons 10 teen een van die kakste waiters wat ek in my lewe al gehad het. Het ons gehad. Ja, dit was baie sleg. Ja. Kak attitude. Ja. Dit was sy eerste dag. As jy dan sleg is as 'n waiter, kan ek dit verstaan. En ek dink ons was almal baie tegemoetkomend, want ons het almal besef dit is sy eerste dag. So almal was eintlik baie nice. Ja. Maar hy het 'n bitterkak attitude. En Elaine, die bestuurder, sy's nou al 'n goeie vriendin van ons, het nou na my en jou toe gekom en gesê, sy sit met 'n vol huis, want dit is Vrouedag, en sy het nie waiters nie, en daar, met die onkunde van jeug, van my en jou, besluit ons nou, nee, maar ons is nie fucking bang nie, ons sal waiter. Ons maas het nie bang. Ek dink ons het 'n goeie job gedoen, Matthys. Ja, jy sê ons het goeie tips gekry. Ons het flippe goeie tips gekry. Obviously vat ons nou nie die tips nie, maar ek het nou net gesien die tips wat deur is op die rekeninge wat ek opgelei het, en ek kan vir jou sê, if we ever do lose our day jobs, sal ons okay kan wees, I just don't ever want to lose my day job. Nee. Dit is 'n spesiale tipe mens, Matthys. Dit is regtig 'n spesiale tipe mens wat daai werk kan doen, en dit vat baie skill en baie, jy weet, dis amper soos ek sê vroeër vir ons Mr. Vervaardiger hier. Dit is amper soos 'n synchronicity wat jy moet bewerkstellig. Dis 'n show wat bymekaar kom, en alles moet mooi saamwerk. Ja. Dan gebeur dit. Ja. So dit het nou op die einde mooi saamgewerk en dit het gebeur. Ons het van, dink ek, is dit 12 tot 3 was service gewees. 6 uur, 'n kort service. 6 uur die aand was ek in die bed. Myself. Ek was lanklaas in my lewe so moeg. Maar ek dink nou, na aanleiding van wat jy praat van Vrouedag, is presies hoe daai insident ook uitgespeel het, dat die man wat byvoorbeeld ons waiter was, het toe nou sy vroue kollega wat hom moes help, die eerste kans wat hy gehad het. Wat 'n baie beter waiter was. Ja, die eerste kans wat hy gehad het, het hy al onder die bus ingegooi. En 'n nuwe studie wat gedoen is deur New Statesman, dis 'n redelike bekende, prominente Britse media en politieke tydskrif, het hulle 'n meningspeiling gedoen oor 2000 Britse volwassene tussen die ouderdom van 18 en 30 mans en vrouens, om te sien hoe beskou mans en vrouens mekaar. So, mans se persepsie van vrouens, daai ouderdom 30 onder, sê 72% van jong mans het 'n gunstige indruk of persepsie oor vrouens. Waar vrouens, dieselfde ouderdom, 50% van vrouens onder 30 het 'n goeie indruk van mans. So. En wat vir my nog meer interessant was, is as jy gaan kyk na vrouens jonger, onder die ouderdom van 25, so 18 tot 25, dan daal dit tot 35%. Wow. Dis nie 'n goeie indikasie nie. Nee, en ek bedoel, weet ons ook, die afgelope dekade was wat male toxicity, masculine. Ja, dit word vreeslik gepropageer amper. En geskree. So ja, ek wonder met daai statistieke, mense dink onmiddellik, hemel, dis kommerwekkend. Daar is dinge wat aangaan. Ek meen, ek is 'n vrou, daar's baie areas byvoorbeeld wat jy sal kan gaan rondloop en jy sê okay, ek is 'n vrou, gaan nie alleen daar loop nie. Ek dink 'n mens kan aanvaar dat ek en jy as verskillende geslagte, waarever ons is verskillend ingestel. Ek is dalk 'n bietjie meer paraat oor wat om my aangaan. Ek is 'n bietjie meer versigtig. Well, dit is so vrouens leer dit aan. Ja, ons leer dit aan. Maar ek dink ook 'n groot invloed op dit is, Matthys, die manier hoe ons hierdie meisiekinders begin grootmaak het. En alles wat in die media aangaan en wat in films aangaan en van hierdie hele ding van in musiekkultuur aangaan. Van hierdie hele ding van men are bad, men are the enemy. Ja, en ek dink dit is baie gesond nie. Ja, ek weet nie, ek dink daar's 'n klomp goeders in die media wat 'n wanpersepsie skep, en soos jy sê in musiek en movies en al daai tipe van goed, maar ek dink ook mans kan beter doen. Ja, ek dink ook om terug te gaan na die spesifieke situasie toe met die kelner van ons. Toe ek nou na die tyd daaroor dink, wat vir my baie interessant was dat hy was onmiddellik baie combative met jou gewees, maar hy sou aangegaan het en hy kind of aanhou met jou.
En hy was ook 'n bietjie combative tot die punt van amper emotional abusive teenoor die waitressie wat saam met hom gewerk het. En die bestuurder. Maar toe ek met hom gaan praat, kyk toe my moermeter toe nou pluk, toe sê ek nou verskillike woorde en baie kort sinne, met soos wat Dr. Phil sal sê, I put verbs into my sentences. En vir hom baie mooi my body language gewys dat you will move now en ek praat nie meer met jou nie. En toe is hy ewe skielik meek and mild. So wat my baie interessant is ook is hierdie mans gaan vir weak targets. Hulle sal aanhou abusive wees teenoor vrouens wat hulle vind is weaker, maar sodra jy opstaan, dalk die ander, dit kon dalk anders uitgedra het, hy kon dalk daar ook sy moermeter gepluk het en my geklap het. Maar ja, dan Ja, ek dink die hele ding is net baie polarized en ek weet nie altyd of dae en maande soos hierdie, soos Vrouedag en Vroue Maand, het dit 'n positiewe invloed? Dra dit meer by tot die positiewe, tot die cohesion eerder as die polarization van genders. Ja. En dis wat ek so half, ek sit nou aan die ander kant, ek is 'n man. En ek is so half gatvol om elke nou en dan te hoor, maar wag, nee maar vroue. Dit is vir my verskillik irriterend. Dit is regtig irriterend. En dit pisse mense af. Die feit dat jy 'n boobs en 'n vagina het en ek dit nie het nie, maak nie van my 'n minder van 'n mens of meer van 'n mens. Of 'n kakkermens. Of 'n kakmens is 'n kakmens. Maar Matthys, is maar met enigiets in geskiedenis, ons leer nie regtig uit geskiedenis uit nie. Ons probeer altyd die pendulum te ver na die ander kant toe terugdraai en ons dink dit gaan dinge regmaak. Dis maar soos met alles wat probeer reggestel word in die geskiedenis. Jy weet pre-Women's Day en al hierdie goeters, kan ek imagine hoe vrouens moes voel dat mans is alles en jy's niks, mans is alles en jy's niks. Nou doen ons eintlik presies dieselfde. Deur te sê ons sit 'n hele dag, maar ten minste kry julle 'n fucking vakansiedag. So wees bly vir dit. Dankie vir die vrouens dat ons 'n vakansiedag kry. Terwyl ons nou praat so al oor genders, is die stories in die nuus wat Suid-Afrika en ek dink die wêreld heeltemal geruk het, is wat gebeur het met die 2 St. Stithians kinders. Ja, en dit is nog nie baie bekend nie, maar dis die meisiekind Cameron, 17 jaar oud, is 'n student by St. Stithians Girls, en dan haar Carol, Ethan, is 19 jaar oud en hy was 'n student by St. Stithians Boys. Nou klink dit my wat uitgekom het, kyk hoe die hele ding begin het, die twee was weg Sabie toe, vir 'n naweek. Vir 'n naweek of 'n wegbreek. En een van die oord waar hulle gebly het, een van die oord se employees het hulle toe nou dood aangetref, een oggend laasweek. En oorspronklik Coetzee se familie het uitgekom en gesê hulle dink is 'n selfmoordpact. Ja. En nou die twee nou Romeo en Juliet het daar in Mpumalanga. Coetzee, dit is die seun. Die seun, ja. Ethan. Verdere ondersoeke het toe uitgekom, die polisie het gevind dat daar is tekens dat sy verwrig is en daar is apparently 'n lap of een of ander opbreek in haar mond gekry. So haar familie het nou 'n privaat forensiese investigation gelaunch, maar ek meen, Here Matthys, wat 'n sad story, maar 2 amazing kinders, lyk dit my, groot presteerders, opgeset om baie te achieve in hulle lewe. Wat vir my baie interessant was, is toe die nuus oorspronklik gebreek het. Toe is Ethan die seun vreeslik opgehemel op sosiale media. Dis presies dit. So jy het niks eintlik van die meisiekind gesien nie, maar hy is vreeslik opgehemel, jy weet, hy was die rugby legend en hierdie groot ster en almal het net gegaan oor jy was net so great ou en given ons weet nou nog nie of hy actually vermoor het nie. Niemand weet eintlik nou wat al gebeur het nie. Daar het wel nuwe inligting beskikbaar gekom, Krien. Die nuutste is dat sy is verwrig en hy het homself gehang. Maar even as hy haar nie vermoor het nie, wat vir my amazing was onmiddellik die publiek se reaksie. Ja. Die St. Stithians gemeenskap se reaksie oor ag shame, arme Cameron, maar oh my word Ethan, what a guy, what an amazing guy, you know. En so daai wanbalans in reaksie op sosiale media was vir my baie opvallend geweest. Maar is dit nie eintlik die wortel van al die kwaad dan nie? Oor persepsie. Dat is die persepsie dan nog steeds dat die man
is meer belangrik in aanhalingstekens as die vrou. 'n Man se lewe is meer belangrik as 'n vrou se lewe. Ja, I don't know. En kyk, ek dink dit gaan ook maar oor spesifieke gemeenskap. As jy nou kyk in daai privaat skool, daai Engelse privaat skool tipe van vibe gemeenskap, nee. Ja, en daai seuns word they are not pupils, they are little gods in creation. Ja. So ja. Maar 'n baie sad storie vir my. En kinders deesdae is ook baie anders. Ek kom dit agter soos wat ek net tussen die mense wat ek ken en kinders word baie hanteer soos equals in huise op die oomblik en hulle kom weg met baie meer of word baie meer verantwoordelikheid gegee in 'n sekere sin as wat ons gegee is. Toegelaat. Dalk nie verantwoordelikheid nie, toegelaat. Ja, toegelaat is op daai ouderdom. So ja, but it is definitely 'n huisgenootware lewensdrama in the making. Wel, 'n ander ding wat ek ook raak gelees het, dat Stats SA het hulle midjaar resultate vir 2026 van die bevolkingsramings het hulle gerelease op 30 Julie. Ja, 30 Julie. En daar sê dit dat Suid-Afrika se bevolking het met 421,000 gegroei. En dit groei bestendig oor die afgelope jaar. So ons totale bevolking word nou geskat op 63,5 miljoen mense in 2026. Die provinsie met die hoogste digtheid is Gauteng met omtrent 16,2 miljoen inwoners, dan gevolg deur KwaZulu-Natal met 12,2 miljoen inwoners en die Noord-Kaap is steeds die provinsie met die laagste bevolking. So, onthou nou hierdie, want dit kom nou by 'n ander storie. So, Gauteng 16,2 miljoen inwoners, KwaZulu-Natal 12,2 en die Noord-Kaap die laagste. Die geslagsdemografie is die meerderheid bestaan vroue is hoofsaaklik die meerderheid van die bevolking. 51% van Suid-Afrikaanse bevolking is vroue. Die lewensverwagting van geboorte tot sterfte het verbeter. Vir mans is dit nou tans 65,5 jaar vir mans en vir vroue 71 jaar. En dan kindersterftes het gedaal die afgelope ruk na, ek dink dit is 23,7 sterftes per 1000 kinders wat hulle eerste jaar nie sien nie. So uit 1000 is dit net 23,7 kinders nou. Maar verder word ook gesê dat ons is eintlik 'n generasie wat ouer word. Ja. En ons is nie meer so 'n jong generasie of jong bevolking nie. Although as jy gaan kyk na ander plekke soos Italië, ons het nou daaroor gepraat, is ons eintlik nog 'n baie jong bevolking. Maar op 'n stadium in Afrika kontinent was ons van die jongste bevolkings gewees en ons is nou besig om ouer te word op die kontinent. Ja, ouer bevolking op die kontinent te word. Groot gedeelte daarvan sê hulle dat mense lewe langer as gevolg van beter mediese kondisies, as dit, dat, al die ander goeders. Maar die ander ding ons het ook 'n klomp ou ballies in die regering. So hulle word ook goed na gekyk. Dis ook dalk wat dit so skew. Ja, dis dalk 'n goeie punt daai. Maar 'n ander deel is Stats het uitgekom het oor vrouens se vrugbaarheid. Of nie vrugbaar in die sin van is jy vrugbaar of is jy nie vrugbaar nie. Dit gaan oor die vrugbaarheid word gemeet om te kyk hoeveel kinders per vrou daar is. En die land met die meeste... So is nie regtig vrugbaar, is die voorplantingssyfer. Ja, die ratio. Ja. So die land met die meeste kinders per vrou is die DRK, wat staan op 5,98. Liewe vader. Kan jy dink hoeveel daai vrou? Dan tweede is dit Nigerië met 'n 4,38. Dan Kenia met 'n 3,17. Dis almal Afrika. Dan Israel op 'n 2,87. Dan Egipte op 'n 2,73. Botswana op 'n 2,7. En dan gaan ons af na Indonesië. Kom is Israel daarin? Dit was vir my die interessante ene, want alles is in Afrika en dan is daar Israel. En daar's mos daai teorie wat hulle sê dat
wanneer daar 'n oorlog gaan kom, so 20, 25 jaar voor, dan word daar meer seuns gebore. En dit is 'n natuurlike dis of die energie weet. Ja. En dan wanneer dit in oorlog, dan word daar meer dogters gebore, want vir die dan moet daar vredestyd daarna. Voorplanting na die tyd kom. So maybe is dit nou maar daar, waar Israel nou in 'n oorlog sit en nou moet dit is my interessant dat hulle Israel insluit in daai statistieke. Wel, dit is nou obviously gebaseer op hoeveel kinders per vrou daar is. Is net algemene statistieke. Okay, ekskuus, ek tog het gekyk nou net na die kontinent. Na Afrika. Nee, ekskuus, nee. So meerderheid kom uit Afrika uit, in die top, kom ons sê 5, maar Israel is die enigste wat nie op die Afrika-kontinent is nie, waar die DRK, Nigeria, Kenia, Egipte en Botswana. Suid-Afrika is dan net na dit op 'n 2.12 per vrou, kinders. En ek het meer verwag, maar ek weet nie. Ja, maybe maak dit sin, Matthys. Jy weet, ek kyk nou na byvoorbeeld van die jonger girls wat in my lewe wandel, of dit nou by die werk is, of vriende se kinders, of so, en hulle prioriteite is 'n bietjie anders. Hulle is nie, die hele manvang ding is nie regtig nou al daar vir hulle. Eers maar hier laat in hulle 30s, dan gaan hulle, kolinkies, ek moet nou 'n plan maak, I still don't have a man, where am I going to find a man, and I need kids, maar dit is vir hulle baie, hulle prioriteite is baie anders, dit gaan vir hulle oor careers, dit gaan vir hulle oor businesses bou. Maar nou terug na die stats wat ons voorheen gepraat het, is dit ook as gevolg van vroue se persepsies oor mans, moontlik. Ja, ek dink nie, dit is dit, Matthys, jy ken my mos, ek sê altyd, dit is nooit net een ding, nee? Ja. So ek dink, dit het 'n invloed, maar ek dink ook, dit is hoe vrouens se persepsies oor hulle self ook verander het. Wat ek wil hê, wat ek in staat toe is, wat vir my belangrik is, wil ek dalk eers achieve. En kyk, dan kry jy nou nog steeds jonger vroue, en wat vir my baie interessant is, ek deel baie met verskillende kulture, en wat ek sien onder die swart kultuur jonger girls, is hulle is baie meer gefokus op karier. En die jonger Afrikaanse wit girls dit is vir hulle baie belangriker as wat dit vir ons generasie byvoorbeeld ooit was. Om te trou en kinders te hê, 'n familie te hê. Baie vroeg kinders. Ja. Hulle het op hierdie stadium kinders op die ouderdomme wat ons ouers kinders gehad het. My en jou ma. Ja. Daai generasie, die boomers, het vroeg in hulle 20's, het hulle kinders gehad, partymal het hulle nog eens 20 gesien nie. Ja. Dan was hulle al getroud en kinders gehad. En dit lyk vir my die generasie tans in daai ouderdomsgreep. Hulle trou baie vroeg, hulle het baie vroeg kinders. En hierdie hele ding van die nuclear familie, om hierdie nuclear familie weer of die strewe na die nuclear familie. En dit is dalk so prominent in die Afrikaanse kultuur as gevolg van Afrikaners is maar oor die algemeen 'n bietjie meer konservatief, right? Ja. Nie almal van ons nie, maar oor die algemeen is daar 'n groter konservatisme onder Afrikaners. So dis baie interessante. So Suid-Afrika as 'n land is dan nou op 2.12, maar dan kyk hulle verder, iets soos byvoorbeeld Indonesië is ook op 'n 2.12, Indië is op 'n 1.96, ek het gehoor Indië is baie hoër, to be honest. Ek het juist vanoggend na 'n ding geluister, wat 'n ou gepraat het op trigonometry, oor climate change en al die mites wat kinders moet ophou oor worry. Toe praat hulle ook oor die geboortesyfer, en toe sê hy wat skrikwekkend is dat Indië se geboortesyfer is besig om af te neem. Ja, so there's a couple of questions. So wat hy nogal sê op die ding, of wat hy toe na toe aanleiding gegee, hy sê nie het is so nie, maar hy sê daar was 'n groot campaign in India. Kyk, India wants to become on a technology front, wil hulle beter word as China. En op ander fronte ook. Dit is hulle groot kompetisie wat hulle jaag, is China. Hulle wil daai syfers, en wat hulle agtergekom het is die een ding wat hulle dan moet gaan afbring is hulle geboortesyfer. As hulle enigstens op enige van die ander matrices vir China gaan wil mee kompeteer. So daar's baie teorieë daaroor, maar dis baie interessant dat Indië se
se geboortesyfer afneem. So VSA is op 1.63, Frankryk op 1.61, Brittanje op 1.55, Duitsland 1.36, Italië 1.18, China op 1.01 en dan Suid-Korea op 0.75. So 'n ander tendens wat mens seker kan sê ook oor ontwikkelde lande en onderontwikkelde lande. Maar dit te gaan kyk waar lê provinsies in hierdie. So die provinsie in Suid-Afrika, so Suid-Afrika het overall 'n 2.12. Die provinsie in Suid-Afrika met die hoogste syfer van kinders teenoor vrouens is Limpopo met 'n 2.86. So hulle lê net onder Israel se 2.87. Dan kry ons die Oos-Kaap met 'n 2.62, Noord-Kaap met 'n 2.61 en onthou Noord-Kaap is die kleinste bevolking populasie. Noordwes met 'n 2.34, KwaZulu-Natal 2.27, Mpumalanga 2.25, Vrystaat 2.21 en dan Wes-Kaap 1.17 en Gauteng 1.74. So die provinsies wat ook die grootste populasie het tans in Suid-Afrika is die provinsies met die laagste vrou tot kinder ratio. As jy dit maar so wil noem. So ja. Ja, dis baie interessant, maar dit kom weer eens ook neer vir my op education, Matthys. Ek meen daai nommers wat jy nog genoem het, is baie naby aan mekaar, verstaan. Daar's niks skokkend. Daar's nie 'n skokkende outlier, as jy sê vir my Limpopo die hoogste, maar jy sê nie vir my dis 8 in Limpopo en 1.2 in Gauteng nie. Maar dit kom tog maar neer ook op onderrig, education. Education is the key. En as jy kyk na daai provinsies wat die hoogste rank in Suid-Afrika is maar waar die education system die ergste is. En waar ons nog steeds, as jy gaan kyk ook na elke jaar praat ons oor 200,000 babas word gebore tot meisiekinders wat onder 15 jaar oud is. Jy weet, ons lees daai skokkende syfers. Maar gaan kyk bietjie waar is daai meisiekinders en watse skole is hulle en watse provinsies as hulle nog ooit in die skool is. Watter provinsies kom daai meisiekinders uit? En ja, dit gaan maar net weer terug na onderrig toe. 'n Soliede onderrig kan hierdie goed begin omdraai. Maar dit is min, ek het meer verwag. Ek moet sê daai syfer vir Suid-Afrika, ek het meer verwag. Maar een van die syfers wat goed is in Suid-Afrika is dat ons bestuurslisensies van nou af 10 jaar gaan wees en nie 5 jaar nie. Is dit nie 'n verligting nie? Dit is 'n verligting. So wanneer tree dit in werking? So ek dink hulle het gesê dit tree einde Augustus in werking, maar ek praat onder 'n korreksie. Dis nou einde basically begin Augustus aangekondig. Okay. Ja, maar ouens wat nou nog moet hernie, het hulle wel gesê jy moet nog steeds gaan hernie. Jy kan nou nie wag tot dit in werking tree nie. Okay. So as ek het verlede jaar my lisensie hernie. So op my lisensie staan daar 'n 5 jaar periode. So word dit outomaties omskryf na 'n 10 jaar periode. Nee. Dit gaan dan eers in werking tree die volgende keer wat jy jou lisensie hernie. Okay, so almal moet eers as al 10 jaar op jou lisensie staan, dan is dit geldig. Daai datum wat sê blanco, die datum wat sê hy verval op jou lisensie is nog steeds die datum wat sê hy verval op jou lisensie. Okay. Totdat jy dan weer gaan hernie. Wat ek dink is 'n great move, Matthys, want ek dink lisensies wat hernie word elke 5 jaar is ook maar net 'n manier om geld by ons te vat. En dit is ook nie dit gaan nie ek hoor nou eendag op die groot Afrikaanse radiostasie nou. Stuur die mense mos nou hulle WhatsApp voice notes in. Nou kom die oomies en hulle sê nee, bestuurders op hierdie paaie is al klaar so sleg en hulle kan nie bestuur nie en hierdie gaan dit nog erger maak. Nee oom Fanie. Nee, dit gaan nie. Dit gaan dit nie erger maak. Dit gaan dieselfde. Daai ouens gaan nog steeds nie kan bestuur nie. Of jy vir hulle 5 jaar of 10 jaar lisensie gee, hulle het hom nie gaan kry op die manier wat jy jou lisensie gaan kry toe oom Fanie. Maar oom Fanie, as jy aan diskant 75 is, moet jy ook nie meer bestuur nie, by voorbaat. Want daai is 'n dit is 'n moerse gevaar. Ja, baie van hulle is. My oupa, my oupa en my ouma het by my ma aan huis gebly nadat my pa oorlede is. En met my oupa moes help met die boerdery en my ouma moes die huis uitsorteer en my ma moes die besigheid ran. En iemand moes na my kyk in die proses. Ja, ek wil net sê julle fokkertjies groot maak. En ek was apparently 'n moeilike kind gewees. Maar met die nee. het my ek dink ook nie so nie. Ek dink ook nie so nie. Maar anyways,
gelukkig kan jy nie nou met die waarheid by my ma hoor nie. So dit help ook. Ek het reeds alles uitgekom. Okay, alles in my arsenaal. Let's not spoil that now. En my oupa het my partykeer by die skool kom haal. En hy het so uit 'n Ford bakkie gery. Maar Here Colleen, ek meen daai bakkie was moer toe. So as jy so deur die vensters kyk, dan kan jy nie eens meer sien wat aan die buitekant van die venster aangaan. En hy het altyd by die ingang gestop. So want ek meen hy wil my nou help. Ja. So, dat ek nou nie hoe ver hoef te loop. En ek meen vir iemand wat nou in so start 8 is, fucking embarrassing. Jy wil nie in 'n kar inklim nie. Maar anyways. En dan moet ek nou saam met my oupa huis toe ry. En dit was nie baie ver van die skool was nie baie ver van die huis af nie, maar ek het elke keer vir my lewe gehuis dat ek dink ek gaan nie veilig by die huis inkom nie, want 'n stopstaart was blote indikasie van dat iets mag gebeur. 'n Robot was maar net daar gewees. So Weet jy Matthys, kan ek vir jou stories vertel oor my ouma? En sy het so ou Fiat gery, so ou classic Fiat, ons het hom genoem die spaghetti, want dit was so kleur van 'n spaghetti bolognese sous. Kapoen. My ouma mis my eendag, sy het my maak speel, ek mag nooit die storie van my ma vertel nie. Ek het nooit die storie van my ma vertel nie, totdat ek omtrent so 32 jaar oud was. Jy het al die storie my van jou ouma ma nou vertel. Amper 40 jaar oor, of 30 jaar, 20 jaar oorlede. Kan jy ons sal net nie jou ma moet dit so hoor nie. Nee, ek het toe nou eventually die storie vir vertel. Ek is toe nou 7 jaar oud, sy met my skool toe vat, ek is in graad 1. Nou ry sy met hierdie Fiatjie. En sy ry toe nou die straat voor ons laerskool in die oggend, sekere tye was hy 'n one-way, om die verkeer te probeer manage. En my ouma draai toe nou in die one-way op. Maar dit was nie die eerste ervaring wat ek het van my ouma wat beklei met 'n speedkop nie. Ek was 'n paar keer in haar kar wat 'n speedkop haar aftrek, een keer by stopstraat, wat sy nie gestop het nie, speedkop trek haar af, mevrou jy moes gestop het. Sy sê, ek bly al 50 jaar in Kempton Park, ek het nog nooit daar gestop nie, jy gaan my nie nou maak daar stop nie. In geval die oggend ry sy op in die one-way, die speedkop trek haar af, hy sê mevrou kan jy moet om die blok ry. Sy gaan te kere, ek sal nie om die blok ry nie, ek bly al 50 jaar in Kempton Park. Ek gaan nou net my kleinkind by die skool aflaai. Anyway, die ou sê mevrou, ek gaan moet vir jou boete gee. Sy sê nou maar loop, skryf jou boete meneer. En die speedkop loop terug na sy kar toe en sy besluit, not today my friend. En sy sit voet in die hoek. En sy jaag weg vir die polisie. Ja. Op daai stadium bly sy in die huis wat sy en my oupa nog altyd gebly het, my ma na sussie het daar groot geword, maar die huis is langs die Kempton Park se destydse burgemeester se huis. Sy jaag weg vir die polisie, ons jaag by die burgemeester se huis in. Sy ry tot agter by die burgemeester, die tannie daar, ek sal nou nie die name noem nie, maar die burgemeester se vrou. Sy sien daar by die huis, my ouma jaag in. Die tannie kom uit, die burgemeestersvrou kom uit. Hi Letty, wat maak julle hier? My ouma sê, maar ons het kom tee drink, man. Nee, maar dis wonderlik, en die kind gaan sy nie skool. Nee, sy voel nie lekker nie, sy gaan nie vandag skool toe nie. Hier sit ons nou by die burgemeestersvrou en eet Marmite sandwiches en drink tee, terwyl ons hoor die polisie sirenes op en af in die straat ry, op soek na hierdie Fiat. En ons het daai dag toe ons daar by die burgemeestersvrou weg is, sê my ouma vir my, jy hoef nou nie vandag skool toe te gaan nie. Kyk, dis die beste ding wat jy vir my kon sê, want ek het skool gehad. Sy sê my, jy mag nooit vir jou ma vertel nie. Nooit. Ai, shame. Ouma Letty. Ja, daar is dit. Praat van die ou mense wat. Ja, en sy was ook 'n potgieter gewees. Sê vir my genoeg. So ja, bestuurslisensies 10 jaar, maar as jy bo 75 is, dink ek moet ons laat. En dit is ook net vir klas, wat is dit, A B en wat is die ander een, EB, soos 'n B, maar jy mag 'n trailer trek of 'n karavaan trek. Ja. Maar heavy vehicles nie en ook nie public transport nie. Okay. Ja. Okay. So ja, dis daarom iets, maar terwyl ons nou van vervoer praat, jy het iets gesê van die Gautrain. Hulle is besig om, ek weet dit is al vir 'n rukkie lank in Suid-Afrika of in Gauteng aan die gang, wat hulle wil hulle netwerk uitbrei, en veral in Johannesburg wil hulle netwerk uitbrei. Maar daar's nou 'n link ook met land expropriation. Ja, ek weet die Gautrain met uitbrei is great, Matthys, en dit moet gebeur, want maar dit moet wees dat dit die hele populasie van Gauteng kan bevoordeel. Wel nie in die koste wat Gautrain is nie. Ja,
ja, dit moet goedkoper word definitief. Maar ja, so die regering het mos nou Gautrain oorgeneem paar maande terug by ek vergeet nou die company se naam wat dit geran het. Maar ek kan ook nie onthou nie. Ek kan ook nie onthou nie. En ons praat nou al lank oor hierdie, dan praat ons oor, dan die it down, dan praat ons oor land expropriation without compensation. Waaroor AfriForum en Solidariteit moes nou vreeslik gebraak het en Cyril het vir ons gesê, julle verstaan dit verkeerd. Ons gaan niemand se land vat nie. Julle boe en ba oor niks. Anyway, nou is daar gerugte dat Ek dink hulle het so ver gegaan om te sê dat R0 is nog steeds R0. dis nog steeds kompensasie. Ja, al is dit R0. Ek het nou gesien, ekskuus, ek sê dit nou. Kali van Kriel het nou 'n post gemaak wat hy probeer geld oorplaas het, R0 oorplaas het na sy dogter se rekening en die bank het hom geblok. Om te wys, dis nie kompensasie nie. So, jy kan nie R0 oorplaas nie. So, I raise my case. Ja, so hulle loop om land expropriation with zero compensation instead of land expropriation without compensation. So dis 'n zero nommer. Anyway, maar nou begin dit, die actual mense wat die Gautrain moet help, begin hierdie expropriation bill nou affekteer. Ja. So om die Gautrain te moet uitbrei en om stasies dan nou te vestig in hierdie areas, moet hulle land expropriate. En nee, julle nie in Fourways nie. Of nie in Sandton. Bryanston nie. Nie in Randburg nie. In Soweto. In Mamelodi. Daai informele settlements wil hulle nou expropriate. Daai ouens het alreeds ook probably nie eienoomsreg op daai grond nie, maar hulle gaan vir hulle afval daar. En hulle gaan soveel mense misbly. So, okay, dit is nou nog net in talks en beplanning, maar ek dink hierso gaan die tekkie die teerslaan, Matthys, want hier, dit was altyd die solidariteite en so wat Gil gebraak het en gesê het, julle, kyk hier's iets wat julle moet op fokus. Ja, want die groot ding was altyd die boeg waarop gegooi was, of die narratief in die media was dat hulle praat van plaasboere. Ja, dit is wat aan ons, die idee wat ons aan ons verkoop is. Ja, en en ek onthou, ek het ruk terug, het ek op so 'n gemeenskap forum, het mense dit nou daaroor aangegaan om te sê, nee, maar ons verstaan dit nie reg nie, maar ek weet, eiendom is nie net grond ook nie. En ek weet, hulle kan instap in jou besigheid. Ja, en hulle kan vat wat hulle dink is eiendom. Die staat kan bevoordeel, of een of ander ontwikkeling kan bevoordeel, kan hulle by jou vat. Okay, maar terug na die storie toe, ja? Ja, nee, om die storie af te sluit, hier slaat dit nou die mense wat dit eintlik veronderstel was om te help, gaan dit nou moontlik die hardste slaan, as dit die ding deurgaan. So mense moet mooi deur hierdie goeters dink. Ja, dinge gebeur nie in isolasie nie. Jy het gesê, jy het 'n paar dingetjies bymekaar gekry vir my wat ek moet raai, oor goeters wat, en hoe oud hulle is. Ja. Dinge wat is dit? So dinge wat al daar is, maar wat ouer is wat jy dink dit is. Okay, so ek gaan vir jou sê die ding, en dan sê vir my in watter jaar dink jy? Dekade, jaar, spesifieke jaar, wat wil jy hê? Okay, kom ons gaan, ritsluiter, 'n zip. Wanneer dink jy is die eerste zip aan 'n kledingstuk of 'n in werking gesit? Ek sou sê 1910. Okay, nee, is klaar te goed met die game. Okay, 1913. Okay, Coca-Cola? Dit was ook vroeg 1900s, of is dit laat 1800s? 1915, 1920? You're so good with this. Look at me. 1915? Ja. So ook dan Pyrex glassware. What? Ja, Pyrex bak het die eerste keer die lig gesien in 1915. What? Dan 'n mason jar. Weet jy wat 'n mason jar? Mason jar, Dis daai console jar wat ons nou gebruik om goedjies in te lê by ons inlêparties wat ons so love. Ja. Nie die inlêparties wat jy dink nie. Ja. 'n pickle party. Was 'n pickle party. Ook nie die pickle waarna jy dink nie. Okay, ons Dis 'n ander show, Sure. Ook vroeg 1900s. 1858. Een van my favorite skoen brands, the Converse All-Star. 1950. 1917. What? Is die eerste Converse All-Star takkie. Hoe dit toe gelyk. Verkoop. Die overall Converse en die branding
min of meer dieselfde gebly nog Interesting. altyd. Sellotape. Sellotape, dink ek, Pretty Patty is gestuur maand toe. So, Sellotape, vermoed ek, is 1890. Eerstens dan is ek absoluut flabbergasted met hoe jy Pretty Patty in die maan by Sellotape uitbring, maar dis my fascinating hoe jy dink, Matthys. Maar nee, I'll take that as a compliment today. so Sellotape is eintlik, dis sekere brand, mens moet nie sê adhesive tape. Ja. 1921 eers. Die paperclip, Ja, praat van office supplies. 1930. 1899. What? Okay, laaste ene. Kom ons doen nog 2. Okay. Die denim jean. Kom ons sê 18, okay, nee, jou gesig, 1880, 1890? Very close. I'll give it to you. 1873. Okay. I'll give that one to you. Die strooitjie wat almal nou wil weggooi. 1700s. 1888. 88, ja. En dan 'n ding wat baie belangrik is vandag nog, toiletpapier. Yeah, thank God, hulle het dit uitgewerk. 1850? 1891 eers. Wat het dit? Wat sê jy? 1891 Belgiumsrus. Ja, toe die byeboer opgestaan het. Die byeboer en die toiletpapier. Die byeboer en die toiletpapier. Ja, so daar's weer 'n paar interessante dinge wat 'n bietjie ouer is as wat mense dink dit is. Ek het nou net nogal iets gesien wat iemand aangaan oor die feit dat ons is so gemaklik om net toiletpapier te gebruik om daai gedeelte skoon te maak. Maar as daar nou van daai goeders wat daar uitkom op jou hand kom terwyl jy afvee, dan was jy jou hand vir ure en ure met Dettol en ek weet nie wat alles nie. Maar jy sê kyk dat jou hol net met toiletpapier skoon gemaak word. Net al hang. Ja. Met 'n bietjie residue. Ja, van dit gepraat. Johan praat hy van double ply toiletpapier. Ek het 'n groot ding, ek judge mense wat nie double ply toiletpapier en goeie koffie in hulle huis het. Ja, dit is vir my ook That's non-negotiable. non-negotiables. Non-negotiable. Ja. Non-negotiables. Okay, maar hier was nou moeë interessant. So kom ons gaan kyk wat gebeur in die geskiedenis hierdie week. Op 19 Augustus 1919 het Afghanistan onafhanklikheid van Brittanje verkry. In 1970 is die Chinese gemeenskap in Suid-Afrika 'n vorm van wit status toegeken. Hulle is in 2008 weer as swart geherklassifiseer. In 2009 het die 18-jarige Caster Semenya goud in die 800 meter by die wêreldkampioenskappe in Berlyn gewen. Op 20 Augustus 1892 is die Transvaalse Nasionale Unie in Johannesburg deur die uitlanders gestig. 35 jaar later, in 1927, is die Groot Constantia Herehuis weer oopgestel na die brand van 1925. 48 jaar daarna, in 1957, het NASA Viking 1 na Mars vertrek. En 2 jaar later, in 1977, ook Voyager 2. 5 jaar daarna, in 1982, is Walter Battis, een van Suid-Afrika se belangrikste abstrakte skilders, op 76 oorlede. In 2022 is koning Misuzulu KwaZulu-Natal in Durban gekroon, die eerste Zulu koning sedert 1994. Op 21 Augustus 1655 is Jan van Riebeeck se voorstel vir grootskaalse walvisvangery aan die Kaap afgekeur. 257 jaar later, in 1912, is generaal Louis Botha tot eervolle generaal in die Britse leer bevorder. Op dieselfde dag, in 1959, het Hawaii die 50ste Amerikaanse staat geword. In 2014 is Verna Vels, skrywer en omroeper, en die skepper van die geliefde Liewe Heksie oorlede op 81. Op 22 Augustus 1896 het Theo Samuels op die Wanderers in Johannesburg Suid-Afrika se eerste toetsdrie ooit teen die Britse eilande gedruk. Die 23-jarige het 3 maande later in die see by Kaapstad verdrink. 46 jaar later, in 1942, is Piet Grobler, raadgewer van president Paul Kruger, oorlede. In 1952 is die Ossewa brandwag amptelik ontbind. Op 23 Augustus 1765 is die eerste erediens in die ou Grote Kerk in Kaapstad gehou. In 1928 is die aktrise Dulcie van der Berg gebore, later bekend as Tanstini in Agter elke man en die ouma in Ook nie Snok nie.
27 jaar daarna, in 1955, is die Opera Vereniging van Suid-Afrika gestig. In 1966 is Irma Stern, die grootste eksponent van ekspressionisme in Suid-Afrika, oorlede. 31 jaar daarna, in 1997, het Potchefstroom se studente 'n 60 jare lange kerkverbod op dans verbreek. Op 24 Augustus 1932 het Amelia Earhart haar solovlug oor Amerika voltooi. 59 jaar later, in 1991, het Oekraïne onafhanklikheid van die Sowjetunie verklaar. Op 25 Augustus 1685 het Simon van der Stel op sy langste ekspedisie na Namakwaland vertrek. 254 jaar later, in 1939, is die rolprent The Wizard of Oz bekendgestel. 50 jaar daarna, in 1989, het Voyager 2 Neptunus se ringe bevestig tydens sy naaste nadering aan die planeet. 9 jaar later, in 1998, het 'n pypbom in Planet Hollywood in die W&A waterfront in Kaapstad ontplof. 'n ander ding wat ook gebeur het, internasionaal, en dis dalk iets wat net lekker is om te sê, dit was die Commonwealth gewees, en Suid-Afrika het nogal goed gedoen met die Commonwealth. Suid-Afrika het baie goed gedoen in die, wat is die Afrikaans vir die Commonwealth? Die Statebondspele. So ja, ons het span Suid-Afrika het 'n totaal van 28 medaljes verower, 7 goud, 11 silwer en 10 brons, wat ek dink is nogal nice. Van die medaillewenners onder goud was Pieter Coetzee dan. Okay. Hy's 'n swemmer vir die mans 50, 100 meter en 200 meter terugslag. Lara van die Kerk ook swemmers. Kyk, ons swemmers doen altyd goed, né? Yes. Nathan Hendricks, ook 'n goue medalje vir swem. Christian Saidi ook vir swem. Dan Senesipo Dambile in atletiek, die mans 200 meter het hy goud gewen. Okay. So wel dan daar. Dan van ons silwer en brons, Chad Leclerc het ook nog medaljes gewen, maar hy is nou, hy het 'n baie cool achievement gehad, so hy is nou die all-time rekordholder vir die meeste medaljes in die Commonwealth ooit. En hy staan op 'n totaal... Suid-Afrika nie. Nee, ooit. Hy staan op 'n totaal van 21 medaljes in die Commonwealth. Dis amazing. So, cheers op Chad, né? Cheers op Chad. Cheers op Chad. Cheers op elke vrou. Ek hoop dit was 'n lekker Victory vrouedag. to all you vaginas. Keep up the good work. You said it. Sien julle volgende week. Cheers. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my 4 jaar lank, toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, dit is allemaal nie.